Naat mense, Jaapie hier. Vanaand kyk ons na Openbaring 12 en ek gaan begin by vers 1. Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Nou baie mense verstaan redelik hierdie hoofstuk. Ek dink dit is een van die hoofstukke in die Openbaring wat meeste Christene bietjie verstaan. Want dit word verduidelik wat hierdie goeders beteken in dieselfde hoofstuk. Ons sien hierdie verwys na sterre, tekens, na die konstellasies. Duidelik verwys dit na astronomie, konstellasies, en gewoonlik met die verwysing na konstellasies wil hulle verwys na wanneer iets gebeur in die jaar. In die jaar wat se maand. Deur hierdie sterretekens, konstellasies te verduidelik, hulle posisies, wil hulle vir jou laat verstaan wanneer in die jaar het dit gebeur. En dis die doel daarvan. Natuurlik het hierdie goeters ander betekenisse ook. In baie opsigte verwys hierdie na spesifieke persone, of kan jy spesifieke persone koppel aan 'n visioen. En in ander gevalle is dit beeldspraak, is dit kodetaal, en dan selfs ook fisiese dinge wat gebeur het. So ek gaan dit maar alles so deurgaan met julle en vir julle wys, wat is wat. Kom ons begin hierso. Hierdie vrou is die maagd in astronomie. Hy praat nou van hierdie vrou wat hy van praat hier, and now a great sun appeared in heaven. Hierdie is mos nou 'n konstellasie soos ek gesê het, a woman clothed with the sun, alles is konstellasies. Hierdie vrou is die maagd in astronomie, sy verteenwoordig ook Israel nasie, sy verteenwoordig Maria, die maagd, wat jou so gebaar het. Sien julle, soos ek sê, dit kan spesifieke persoon verteenwoordig, dit kan 'n volk verteenwoordig, en 'n konstellasie. En dit in die geval is wat dit is. Then, being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. Die maagdelike vrou, wat in vers 1 en 2 uitgebeeld word, is 'n simbool van Jahwe se volk. In lyn met hierdie oorkoepelende tema van koninkryke, wat deur regte mense verteenwoordig word, verteenwoordig hierdie maagd ook 'n werklike persoon, Maria. Volgens Lukas 1:26 het die engel Gabriël Maria gedurende die 6de maand besoek om aan te kondig dat sy swanger sou wees. Dit is Elul, die maand waarin die son blykbaar in die baarmoeder van maagd is. Johannes stel in hierdie vers voordat Jehoshua verwek is op die dag waarop die maan op maagd se voete gerus het. Dit is nie verbasend dat maagd 'n kroon van 12 sigbare sterre op haar kop het nie. Verder het die konstellasie van maagd ook 2 vlerke, net soos die vrou in Openbaring 12. So, as 2000 jaar gelede was die son in die konstellasie van maagd gedurende die maand Elul, die 6de maand van die Hebreëse kalender. Nou die maande begin nie in Januarie nie, hulle jaar. Dit begin in Maart. Hulle het hulle nuwe jare bepaal deur te kyk na die equinox. En die spring equinox, wanneer die son nie 'n skaduwee gooi 12 uur die dag op die ewenaar nie, dis die equinox, dan begin 'n nuwe jaar daardie volgende Woensdag. En dis hulle dit bepaal het, en dis altyd in Maart. En dis net ons, die pagan nasies, wat in Januarie wil begin. And another sign appeared in heaven, behold a great fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his heads. Vers 3 sê dat nog 'n teken in die lug verskyn het. Hierdie teken is 'n rooi draak. Die draak van hierdie 2 verse is die sterrebeeld Hydra. Nou weer eens mense, het verwys na die sterre, het verwys na 'n konstellasie. Soos vroeër gesê, was die mite van die veelkoppige Hydra 'n Hellenistiese verwerking van die 7-koppige Leviathan, wat in Job en Psalms en Jesaja genoem word. Daar gee ek vir julle verse as julle daar nog wil gaan kyk. Die draak verwys byna na
beide na Rome en Satan. Want Satan het ook Rome gebruik om sy wil uit te voer, net soos wat die draak Gog van Magog gaan gebruik in ons tyd, om Israel wêreldwyd weer aan te val. En in finaal dan ook die kamp van Israel te omsingel na die tweede Exodus, soos ek al video's oor gedoen het. Vers 4. He still drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. Nou, hierdie sterretrek uit die hemel het verskillende betekenisse. Mense het altyd gedink, het verwys na die gevalle engele, maar dit beteken ander dinge ook, volgens die Bybel. Kom ek wys julle. Toe Antiochus Epiphanes Israel binnengeval het, beskryf Daniel hierdie gebeurtenis poëties, deur te sê dat Antiochus die horingkie van die sterbelaide leer op die aarde neergegooi en hulle vertrap het. Hier verwys hy na mense as die sterre wat neergegooi is, as hulle word oorwin in 'n oorlog. Daniel 8 vers 10. Hierdie draak wat beheer het oor die 7 koppe en 10 horings, gebruik albei om sy wil te doen, net soos hy Herodes gebruik het om Joshua net na geboorte te probeer doodmaak. Ek sal meer praat oor die 7 koppe en 10 horings in hoofstuk 17. Ja, ons gaan nou nie in breedvoerig ingaan op hierdie 7 koppe 10 horings nie, maar dit verwys na Rome. En dit wys die konneksie tussen die draak, Lucifer, Satan, en Rome. En hoe hy Rome ook gebruik het om Israel aan te val, net soos wat hy nou gaan doen. Met Gog van Magog gaan hy weer hulle gebruik, soos ons sien in Openbaring 20, gaan hy hulle gebruik om weer eens Israel aan te val. Vers 5. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to Yahweh and his throne. Nou ja, hierdie verwys duidelik na Yahushua Messias. Hy regeer met 'n ysterscepter. Hy het dit al reeds gedoen met die 1000-jarige vrederyk. Hy het opgevaar na die hemel na sy dood. So hierdie draak het geslaag daarin om hierdie seun dood te maak, soos wat ons hier lees. Hy het nie ge-escape nie. Maar Yahushua het mos uit die dood opgestaan en hy het opgevaar na die Vader. Duidelik verwys die vers na Yahushua Messias wat as koning sal regeer en ook sy opvaarding na sy dood en opstanding. So die draak het daarin geslaag om hierdie kind te dood. In vers 6, Then the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by Yahweh that they should feed her there 1260 days. Mens sien baie keer hierdie 42 months of 1260 dae, dit verwys albei na 3,5 jaar. Kom ons kyk waaroor gaan hierdie vrou wat vlug. Nou onthou, Joshua het opgevaar, wie het agtergebly? Sy gelowiges, die disippels en al die ander wat tot bekering gekom het, hulle het agtergebly en Lucifer sou hulle dan nou onderdruk en hulle doodmaak en hulle rondjaag oor die wêreld. En hy gaan Rome hoofsaaklik gebruik om hulle aan te val, dood te maak, en maar ook die valse priesterskap. Die Edomite wat as priesters gedien het in daardie tyd. Hulle sou ook hierdie gelowiges vervolg. Hierdie verwys na die Israel gelowiges wat Joshua se waarskuwings onthou het in Matteus 24 byvoorbeeld, dat as die abomination that lies waste, wat Rome is, wil afgode in die tempel sit, dan moet die gelowiges Jerusalem verlaat en vlug Pella toe, in die wildernis, en so het hulle gemaak. Hierdie vlugtelinge het na die stad Pella gevlug. Pella is in Perea, wat volgens Josephus in Wars of the Jews, die grootste deel daarvan, Perea, is woestyn. Die feit dat die vrou na die wildernis in vers 6 vlug, blyk 'n gepaste beskrywing van die streek van meestal woestyn te wees. Dit is 'n goeie beskrywing van die streek. Nou, hierdie Pella was Rome goedgesind, so Rome sou hulle nou nie aangeval het nie. So dit sou 'n veilige plek gewees het vir die gelowiges om na toe te vlug. En dit is wat hulle gedoen het vir 3,5 jaar.
So hierdie is 'n letterlike vervulling van wat gebeur het in daardie tyd, net voordat Rome finaal Jerusalem vir 5 maande beleer het, deur 'n muur om dit te bou, laat niemand kon uitgaan nie. Het hierdie mense, hierdie gelowiges wat geglo het in Joshua, onthou wat hy hulle gesê het en gewaarsku het, en hulle het uit die stad uitgevlug na Pella toe. Want Rome het mos die afgode by die tempel gaan sit en vir die mense gesê, hulle moet begin hierdie afgode aanbid. En die mense was baie kwaad daaroor. Hierso sien ons, hier kan julle gaan lees in Eusebius en Josephus se boek. Satan thrown out of heaven. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. Tacitus, the histories, Josephus, the War of the Jews, hierdie 2 plekke in hulle boeke verwys na hierdie oorlog, wat hulle fisies gesien het, mense. Hulle het dit gesien gebeur in die lug. Tacitus skryf, in die lug het 'n visioen van leeu's in konflik verskyn, van glinsterende wapenrusting. Josephus teken ook hierdie verskynsel aan en voeg by die feit dat hierdie hemelse soldate te perd teen sonsondergang verskyn het. But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. Aangesien Joshua nou regeer, was daar nie meer plek vir Lucifer nie. Hy het sy posisie verloor en ook die plek waar hy vanaf kon regeer, maar hy het nie gegaan sonder 'n geveg nie. Vers 9, So the great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil, and Satan, who deceives the whole world, he was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Nou, Lucifer is finaal oorwin, en al wat hy kon doen daarna was om die gelowiges van Joshua te onderdruk en vervolg vir 'n kort rukkie, voordat hy gebind sou word vir 1000 jaar. Die Statue of Liberty is 'n voorstelling van Lucifer se vrylating, as jy dit nie geweet het nie. En hierdie standbeeld hou ook 'n tablet vas, wat in Roman numerals vir jou wys, ek glo, wanneer Lucifer vrygelaat is. 4 Julie 1776 sê dit, maar onthou, hulle het 700 jaar bygevoeg by ons tydlyn, so dit is dan 4 Julie 1076, die jaar 1076, is hy weer vrygelaat. Onthou, die 1000-jarige vrederyk was 1000 jaar. So as dit begin het, sê maar 76 na Christus, of sê maar 100 na Christus, maak het sin, hy rol losgelaat is so 1076 of 1100 na Christus. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength. Voor ek verder gaan, ek voel ek moet 'n bietjie meer sê van hierdie Statue of Liberty. Jy kan sien, dit is gebaseer op 'n skildery van 'n satanis, wat gemaak is voor die Statue of Liberty gebou is. Hulle lyk baie eners, die voorstelling van Lucifer en hierdie standbeeld. Jy sal sien op die voete van die standbeeld is daar kettinge wat gebreek is, wat verwys na Lucifer wat losgelaat is. Die standbeeld hou 'n fakkel vas, wat verwys na die Shining One, dis wat die woord Lucifer beteken, the Shining One. En dan ook het hy iets op sy kop wat uitskyn, wat weer eens verwys na hy is Lucifer, die Shining One, soos sonstrale wat uit sy kop uitskyn. So duidelik verwys dit na Lucifer wat vrygelaat is, en nie na enigiets of enigiemand anders nie. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our Elohim and the power of his Messiah have come. For the accuser of our brethren who accused them before our Elohim day and night has been cast down. Daar was ook nie meer plek vir Lucifer in die hemel om mense te verkla voor die Vader nie, omdat Joshua se bloed die prys betaal het vir almal se sondes. Onthou julle in Job lees ons van die seuns van Jehovah wat voor hom gekom het in sy troonkamer, onder andere Lucifer. Nou, Lucifer kan dit nie meer doen nie. Hy is uitgeskop, hy mag nie meer daar gaan nie. En ons kan nie alles verstaan wat daar aangegaan het in die hemel nie. Ons lees maar net in die Bybel hier en daar
snippets van wat toegelaat was vir hulle, vir die engele. So ons weet nie regtig wat alles hier gebeur het met hierdie oorlog en hierdie Lucifer wat sekere posisie verloor het uit die hemel, of op 'n sekere plek was in die hemel, of sekere plekke kon gaan, maar nou nie meer kan gaan nie. Dit sal ons nou nie kan verstaan nie, want ons is nie in die hemel nie. Maar een van die dinge wat hy verloor het, is dat hy in die troonkamer kan gaan en mense verkla. Hy kan dit nie meer doen nie. Vers 11, And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Die gelowiges is onskuldig verklaar deur Jehovah en Joshua, sodoende het hulle Lucifer, die aanklaer, oorwin. Hulle glo en proklameer dat Joshua se offer hulle vrygemaak het van hulle vorige wetteloosheid, soos ons lees in Romeine 3 vers 25. Sodoende het hulle ook hierdie hofsaak teen Lucifer gewen. Vers 10 en 11 verwys na 'n hofopset, waar Lucifer die aanklaer is en ons mense die defendant, die verweerder. Omdat Joshua die prys betaal het vir alles wat ons verkeerd gedoen het, kan Lucifer ons nie meer aankla nie. En is daar nie meer plek vir hom in die hemelhof troonkamer om ons aan te kla nie. Ja, hy het basically, soos wat Johannes hier wys, die hofsaak verloor teen die mensdom. Hy het die hofsaak teen ons almal verloor, want Joshua se bloed het nou vir ons almal betaal, so hy kan ons nie meer aankla nie. Joshua kan nou besluit wie hy gaan vergewe en vrymaak met sy bloed. Sy bloed het van almal betaal en hy was perfek. So Lucifer kan niemand meer aankla nie, en daar is nie meer plek vir hom in hierdie hof, in hierdie troonkamer van die Vader nie. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth, and the seal, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Nou onthou, hy is nou uit hierdie hof, uit hierdie troonkamer geskop. Hy mag nie meer daar gaan nie, en hy is nou baie kwaad, so nou gaan hy agter die gelowiges van Joshua aan. Hoekom het hy 'n kort tyd? Want Joshua is gebore 5500 jaar na Adam, en die 1000 jaar vrederyk was veronderstel om te begin 6000 na Adam. Maar hierdie tyd was ook verkort, so Lucifer het net so 100 jaar of wat oorgehad, om te doen wat hy wou doen, voor hy gebind sou word. Hierdie sluit ook aan by die woorde van Joshua in Matteus 12 vers 45. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of the man is worse than the first, so shall it also be with this wicked generation. Hy verwys na hierdie generasie van 70 na Christus, net nadat Lucifer losgelaat is, of uitgeskop is uit die hemel, onthou. Dit is toe hulle hierdie gesig gesien het in die lig, hierdie historikuste, soos Tacitus en Josephus, Flavius Josephus. Hulle het hierdie oorlog gesien, wat hiervan gepraat word. So hier duidelik het hierdie hoofstuk vervul in 70 na Christus. Hulle het dit dan gesien gebeur. Hulle het dan gesien hoe beklei hierdie weermag van Lucifer teen die engele van Jehovah. Nou, hoe kan dit dan nie daai tyd vervul het nie? So ons weet vir 'n feit, hierdie gaan nie nou vervul nie. Dit het al reeds vervul, 70 na Christus. Maar die ding is, hy is nou losgelaat, of uitgeskop uit die hemel, en hy gaan nou agter die gelowiges op. Hy sou daai tyd toe, agter hulle aankom, en die lewe so moeilik as moontlik vir hulle maak, hierdie bietjie paar jaar wat hy oorgehad het, voor hy gebind sou word, vir 1000 jaar. En een manier hoe hy dit gedoen het, hierso noem ek dit net onder hierdie vers, 'n influx van bose geeste wat mense possess. Die influx van bose magte aan die einde van Jerusalem se bestaan en die einde van tyd voor die 1000 jaar vrederyk kan gekoppel wees aan hierdie gebeurtenis van Satan wat uit die hemel geskop is. Hy het homself gewreek op die mensdom en die ongelowiges wat easy targets sou wees. Hulle het skielik baie bose geeste gehad en dus mal dinge begin doen, soos ons lees in die hoofhistorikuste se boeke. En van dit het ek al reeds vir julle gelees,
van crossdressing en hulle mense eet. Hulle was net verskriklik evil en gevoelloos. En ja, hulle het meer en meer demoon besete geword, soos Joshua ook geprofeteer het in Matteus 12 vers 45. En dit is nog 'n teken van vir my dat Lucifer hom gewreek het op die mensdom. En die mense wat oop was vir bose geeste, wat nou nie gelowiges was nie, hy het hulle vol bose geeste gestop. En hulle gebruik ook om die lewe so moeilik as moontlik te maak vir die gelowiges, wat hy nie aan kon geraak het geestelik nie. Hulle sou hy fisies aangeval het, deur hierdie mense wat demoonbesete was, wat jy kan maar sê, sy dienaars is. The woman persecuted. Vers 13. Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. Hierdie vrou in konteks van die vers verwys na Israel, maar ook Messias se volgelinge. But the woman was given 2 wings of a great eagle that she might fly into the wilderness to a place where she is nourished for times and half a time from the presence of the serpent. Weer eens dan times half a time, 3,5 jaar. Hierdie is net verskillende maniere om te verwys na 3,5 jaar mense. Hierdie wings of an eagle, weer eens verwys na hierdie konstellasie wat lyk of die maagd vlerke het, soos 'n engel. Die gelowiges het gevlug na Pella toe vir 3,5 jare. Hierdie sal almal dan van die geseeldes van Israel wees, die kamstige 144.000, ek het mos vir julle gewys, dis nie 144.000 nie, dis kan minder of meer wees. Hierdie getal verwys na iets anders, maar gaan kyk daardie hoofstuk as julle dit wil verstaan. Soos ek sê, hierdie sal almal van die geseeldes wees, wat kon vlug uit Jerusalem uit voor sy vernietiging. Ja, want nie alle gelowiges het ontkom nie, of het daar uitgekom nie, né? Daar was baie van hulle wat doodgemaak is daar so in Jerusalem. Ons lees ook van hulle in dieselfde hoofstuk waar ons lees van die 144.000. Die multitude van hulle wat deur die verdrukking gegaan het en daar so in Jerusalem en doodgemaak is en as dienaars van Joshua. So the serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away by the flood. Die vloed aangaande die Romeinse weermag. Die vloed wat deur die rivier in vers 15 veroorsaak is 'n metafoor vir die Romeinse leer wat deur Nero uitgestuur is om die Joodse opstand te onderdruk. Jesaja, Daniel, Nahum en Joel verwys na hierdie vloed wat verwys na weermag, verwys na soos wat ek hier genoem het, soos die Romeinse leer wat 'n nasie wou aanval. Soos vloede verteenwoordig riviere ook soms 'n invallende leer, soos in hierdie geval. Jesaja 8 vers 7-8. Daarom is Jahwe op die punt om die magtige vloedwaters van die Eufraat teen hulle aan te bring, die koning van Assirië met al sy praal. Dit sal al sy kanale oorstroom, oor al sy walle loop en in Juda inspoel, daar oorvloei, daardeur gaan en tot by die nek reik. En die verwys het na die aanval van Assirië op Israel en dit word verwys na 'n rivier en 'n vloed water. Volgens vers 15 was die doel van hierdie rivier wat die Romeinse leer onder leiding van Vespasian en Titus simboliseer, om die vrou wat die heiliges verteenwoordig te vernietig. Onthou dat soos hierbo gesê, die bedoeling van generaal Titus tydens die Joodse oorlog was om die Christelike gelowiges wat deur die vrou verteenwoordig is, te vernietig. Sien ons Sulpicius Severus noem dat generaal Titus se voorneme om die godsdiens van die heiliges te vernietig in Kronika 2 vers 30 en 7. Maar ander inteendeel het nie saamgestem nie
insluitend Titus self. Hulle het aangevoer dat die vernietiging van die tempel 'n nommer 1 prioriteit was om die godsdiens van die Jode en die Christene heeltemal te vernietig, want alhoewel hierdie godsdienste botsend is, het hulle nietemin uit dieselfde oorsprong ontwikkel. Die Christene het uit die Jode opgestaan. Met die wortel verwyder, word die tak maklik doodgemaak. So Titus se doel was, hy wou ook beslis, saam met soos Nero, die Christene uitmoor, doodmaak, en deur die tempel te vernietig, het hy geglo, sal hy daarby, sou hy dit kon vermag. Vir die Jode en die Christene kon ontwortel. Dis ook om hulle, nog 'n rede hoekom hulle die tempel wou vernietig het. Verse 16, But the earth helped the women, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth. Volgens vers 16 sluk die aarde, wat die volk vir Israel verteenwoordig, die rivier in, wat uit die bek van die draak gespuug word, en red die vrou. Hier absorbeer die aarde Israel, die vloed, wat die Romeinse legioene verteenwoordig, wat deur Nero, Flavianus en Titus tydens die Joodse oorlog gestuur is. Dit is die aarde of goddelose Israel, wat hierdie metaforiese vloed absorbeer op grond van die feit dat Israel die grootste deel van die Romeinse aanval ontvang het, omdat 'n groot aantal Joodse Christene na Pella gevlug het, voor die oorlog begin het. Volgens die vroeë kerkhistorikus Eusebius sê die lede van die Jerusalem kerk deur middel van 'n profesie wat deur openbaring aan aanvaarbare persone gegee is beveel om die stad te verlaat voordat die oorlog begin het en hulle in 'n dorp in Perea genaamd Pella te vestig. Joodse Christene het gevlug na die naderende oorlog en het skuilings in die stad Pella gesoek. Sympatiek met Rome was Pella dus die perfekte wegkruipplek. Maar die reis sou nie maklik wees nie. Om hul heenkome te bereik sou hulle die Jordaanrivier moes oorsteek. Josephus verwys na 'n droogte in Judea voor die oorlog in Jerusalem. Miskien het hierdie droogte dele van die Jordaan opgedroog, wat hierdie Christene toegelaat het om oor te steek op pad na Pella. Hierdie is nog 'n manier hoe die aarde die vrou gehelp het deur sy mond oop te maak en die rivier in te sluk. So is nog 'n manier wat dit dalk kon vervul het. Die opdroog 'n bietjie van die Jordaanrivier met die droogte voor die oorlog en dat hulle na Pella toe kon gegaan het, kon vlug. Maar ja, dit is waar dat die Israel self het die brand van hierdie attack, hierdie oorlog, hierdie vloed van wat die Romeinse soldate verteenwoordig, kon absorbeer, sodat hulle nie kon uitkom by die ware gelowiges wat gevlug het nie. So dit is 'n letterlike vervulling van hierdie vers in daardie tyd. 70 na Christus. Vers 17. And the dragon was enraged with the women, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of Yahuwah and have the testimony of Yahushua Messias. Dit is ons almal moet leef, mense. Deur geloof in Yahushua moet jy die gebooie onderhou. Dit is die boodskap van Yahushua en dis hoe die mense geleef het. Die eerste gelowiges, die disippels almal. Die vrou van Openbaring 12 is die 144.000 wat ook van die dier en pla bewaar word. As dit waar is, beteken dit die res van haar nageslag, Openbaring 12 vers 17, wat aan die getuienis van Yahushua vashou, is die groot menigte Christene. Dit uit elke nasie, stam, volk en taal, wat uit die groot verdrukking gekom het. Openbaring 7 vers 9 tot 14 noem dit. Die groot verdrukking van Openbaring 7 vers 9 tot 14 blyk die Joodse oorlog self te wees, wat die vrou 144.000 kon vermy. Ja, dit is hierdie menigte waarna ek verwys het, buiten die 144.000 verseeldes, en hulle het nie die oorlog ontvlug nie. Want Lucifer, soos ons hier lees, kon nie by die uitverkorenes, die geseeldes uitkom nie, toe gaan hy agter die ander gelowiges aan, by wie hy kon uitkom,
wat toe nog in Jerusalem was, want onthou, hierdie oorlog het begin tydens Pascha, so baie mense oor die land het na Jerusalem toe opgetrek vir die Pascha, so daar was skielik 'n influx van baie mense in Jerusalem, en Titus het juis gewag daarvoor, om dan al daardie ander gelowiges ook saam dood te maak in Jerusalem. So skielik was daar 'n groot hoeveelheid mense in die stad, en die kos het toe vinniger klaar geraak, en daar was 'n verskriklike hongersnood, en daardie mense kon toe nou nie weer uitkom nie. Romeinse soldate het hulle nie toegelaat nie. En hulle het toe daar gekrepeer en van pestsiektes en hongersnood doodgegaan. En al wat hulle wou gedoen het, hulle wou net die Pascha gaan onderhou het in Jerusalem. Is sad, né? Ek het gelees, en ek dink in Josephus, dat al het hulle, nadat hulle die stad beleer het, Rome, daar die siege wall gebou het hulle nog steeds mense toegelaat om deur te gaan deur die siege wall na Jerusalem toe, met die wete dat hulle nie gaan toelaat om weer uit te kom nie. Dis hoe evil hulle was. En hierdie mense het gedog, nee, hulle kan net ingaan, want hulle is nie eintlik van Jerusalem af nie. Hulle is net daar vir die fees, en dan kan hulle maar net weer loop na die tyd, maar hulle kon toe nou nie weer uitkom nie. Hulle is toe doodgemaak. Ja, so verskeie baie mense gewees daar in Jerusalem met hierdie oorlog, baie meer as gewoonlik. Ons kyk, waar is ons nou? Die vrou 144.000 is die gelowiges van Jerusalem, wat volgens Eusebius aan die begin van die oorlog na Pella gevlug het, ek het dit al genoem, maar wat van die res van die Christene wat in Judea woon? Ook van die talle gelowiges wat gegaan het om die jaarlikse Pascha in 70 na Christus in Jerusalem te vier. Hulle moes almal met hulle lewens betaal. Hulle is van die groot menigte van Openbaring 7 vers 9 tot 17. Nie almal kon Satan se vervolging vryspring nie. Dit is maar net hoe dit is. En hierdie hoofstuk kan ons sien in die historiese boeke, dit het 100% letterlik vervul in 70 na Christus, mense. Hierdie hoofstuk 12 is vervul 70 na Christus. Al hierdie goed het net so gebeur, soos wat hy hier sê. So dan kan ons mos nou nie gaan en sê, hierdie gaan nou eers vervul nie. Dan is ons, dan jok ons. Hierdie goed het al reeds vervul. Dit het alles klaar gebeur. Dit is die geval met die hele Openbaring, soos julle so ver kon sien met al die hoofstukke wat ek behandel het. Dit het alles klaar gebeur. En so sal ek ook die res van Openbaring vir julle wys, waar het dit al reeds vervul, hoe dit het vervul, en hoe die profete ook wys dat dit vervul het in 70 na Christus. Die ander profete in die Bybel, en die historikuste. Het is wonderlik, né? Om te sien wat eintlik gesê word en wat eintlik gebeur het. So die volgende gaan wees die dier van die see, wat ek gaan behandel, en dan die dier van die aarde. Ja, dier, lyk maar nou 'n redelike korte hoofstuk. Dier van die see en dier van die aarde. Nog 'n bietjie daaroor praat of hoofstuk 13. En net julle aand groete. Tot ziens.